Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 25ste November 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: DA leiers stry onder mekaar. Nuushooftrekke vir vandag: verskeie ANC jeugliga leiers skors mekaar, Fikile tree in. DA leiers stry met mekaar. Motorvoertuig ploeg tussen mense in. Bendeskietery vind weer plaas. Dames 7 span neem ook deel in Dubai se toernooi in 'n ander liga. Marco Jansen blink uit met die kolf in krieketoets. Die DA se Federale Regskommissie gaan die twis tussen John Steenhuisen, DA-leier, en Dr. Dion George, die DA se Federale Finansies voorsitter, begin ondersoek. Steenhuisen en George is in 'n twis gewikkel wat deur sommige as 'n moddergooiery gebestempel word, nadat George as minister van Bosbou, Visserye en die omgewing verwyder is. Verskeie aantuigings is teen albei leiers in die openbaar bekend gemaak. Die FedEx het besluit om die saak na die party se Federale Regskommissie te verwys om 'n volledige ondersoek na die betrokke kwessies in te stel met die fokus op beweerde oortredings van die DA se grondwet en ontwikkeling van hierdie geskil, het Helen Zille gesê. Die DA bly daartoe verbind om alle Suid-Afrikaners op 'n etiese, verantwoordbare en reagerende wyse te dien, het Zille gesê. Steenhuisen het aan die koerante gesê: George is net swartgallig omdat hy as minister verwyder is. Hy het George nou uitgedaag om bewyse aan die party te oorhandig dat hy die kredietkaart misbruik het. Steenhuisen het vroeër gesê George is as minister verwyder omdat hy nie bereid was om gedemoveer te word tot adjunkt minister van handel en nywerheid nie. Willie Oukamp het hom as minister van Bosbou, Visserye en die omgewing vervang. Daar is onlangs ook berig dat George van boeliegedrag teenoor sy personeel in die departement van Bosbou, Visserye en omgewing beskuldig word. Chaos het by die Schaumburg Combined School in Hekpoort uitgebreek, 4 seuns die skool deur 'n heining binnegekom het, so sê die Gautengse departement van onderwys in 'n verklaring. Die seuns het glo met matriekleerlinge beklei wat op pad huis toe was nadat hulle eksamen slaag geskryf het. In die busterrein het die situasie vererger toe sommige leerlinge na bewering met geweld beheer oor die busse probeer neem het, so lui die verklaring. Die busbestuurder wat vir sy veiligheid gevrees het weggery om van die onrus te probeer wegkom. Tragies genoeg is 3 graad 12 leerlinge en 'n graad 10 leerling deur hierdie bus getref. Nooddienste is na die skool ontbied en die beseerde leerlinge is na hospitaal geneem waar 'n matriekmeisie Sondag oorlede is. Distriksamptenare en beraders sal hierdie skool binnekort besoek. Die departement betuig sy innige meegevoel met die bedroefde familie, vriende, klasmaats en die hele skoolgemeenskap vir hulle verlies. Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC, moes intree toe leiers van die ANC jeugliga mekaar geskors het, net soos president Cyril Ramaphosa en Ysmagashule mekaar destyds onderskeidelik as president en sekretaris-generaal geskors het. Hierdie skorsings gaan oor jeugliga se 27ste kieskonferensie aanstaande maand waar nuwe leiers gekies sal word. Mbalula het noodgedwonge met hulle vergader om die twispunte tussen hulle te kan ontlont. Op die vergadering is besluit dat alle skorsingsbriewe onmiddellik herroep sal word. Daar is ooreengekom dat die sekretaris-generaal van die jeugliga openbare verskoning sal uitreik as deel van die herstel van eenheid en organisatoriese dissipline. Die dae van chaos moet iets van die verlede wees. Almal kan die leiers wees, is gesê. As die ANC aangeval word, moet ons opstaan om hom te verteenwoordig en oplossings te gee. As ons verdeeld is, kan ons nie leiding gee nie. Tydens 'n nasionale betoging waar Suid-Afrikaners hulle stemme dik gemaak het teen die onmenslike geslagsgeweld en moord op vroue, die GBFV, het 'n man in die skare in Observatory ingeploeg en 'n 70-jarige vrou wat aan haar eerste betoging ooit deelgeneem het, amper met sy Toyota Corolla saamgesleep het. Die Woodstock polisie ondersoek 'n saak van roekelose nalatige bestuur nadat die voorval omstreeks 12:00 in Hoofweg gebeur het. 'n Wit Toyota Corolla het vreedsame betogers getref en weggejaag. Die beseerde slagoffer, 'n volwasse man en 'n vrou is na mediese inrigting vervoer. In videomateriaal van die voorval word die bestuurder gesien terwyl hy betogers vermaan om pad te gee. Almal gaan egter voort met hulle protes. Die eerste slagoffer was Mfuneko Mali. Hy het op die enjienkap van die wit motor beland nadat die voertuig al hoe nader gekom het aan die sirkel van die mense. Hy het van die motor afgeslinger en het sy arm gebreek. Sy ma was langs hom. Almal het hande vasgehou. So my ma het Mfeko se hand ook vasgehou. Die Boetparty die opsetlike tref en trap voorval ten sterkste veroordeel. Wetstoepassing moet die oortreder opspoor en in hegtenis neem. Ware aanspreeklikheid
is ononderhandelbaar as gesê. Enige iemand met inligting oor hierdie voorval word aangemoedig om die stopmisdaadnommer by 08600 10 te skakel. Teen Sondagmiddag is die Witzenberg-vallei brand in Visgat en Rocky Mountain gebied, asook die Langeberg brand in Goats Window en Melotse-Horrie in bedwang gebring. Grondspanne en ander brandbestryders het hierdie aand voortgegaan om die laaste vlamme te blus en het moniterings en opruimingstake by die onderskeie terreine voortgesit. Hoewel die spanne Sondag aand die toneel van die Langeberg brand kon verlaat het die Witzenberg-vallei brand teen gisteroggend buite beheer gebrand. Wat die nuwe opvlammings betref, het 'n brand Sondag aan die Genadendalkant van die bergreeks McGregor en Kaapse Wynland gebied beweeg en tussen indringerplante groei op die hoë bergpieke gewoed. 'n Brand het baie hoog teen die Matroosberg by die Bo Swartmoedpas weens weerlig ontstaan en hoewel die risiko minimaal was brandspanne reeds daar ontplooi. Die brand is sedertdien in bedwang gebring. 'n Brand wat die Tilburg Bike Forge opgevlam het, is Sondag aand bestuur en ingeperk. 2 skietvoorvalle, Sondag en 1 in Goodwood en 1 in Maitland, hou moontlik verbandlik met mekaar as gesê. In die eerste voorval is vermeende lede van die Americans bende geskiet. 'n 20-jarige man is dood en nog 3 is gewond. Bron het gister gesê die 5 mans was glo by 'n gastehuis in Riebeekstraat. Hulle is aangeval kort nadat hulle die gastehuis omstreeks 1400 uur verlaat het. Omstreeks 2000 uur is 2 mans in Discovery Lane in Garden Village, Maitland doodgeskiet. Volgens bronne is die mans vermeende lede van Nice Time Kids bende. Volgens gerugte was dit moontlike wraakaanval deur die Americans bende wat vermoed die Nice Time Kids sit agter die skietvoorvalle in Goodwood. Die motief vir die voorvalle is nog nie bekend gemaak nie en nog niemand is in hegtenis geneem nie. Die polisie vra dat enigeen wat inligting oor hierdie voorvalle die stopmisdaadnommer by 08600 10 sal skakel. Die Suid-Afrikaanse e-handelbedryf se oorhoofse geraamde groeisyfer van 38% vir 2025 is bloot te beduidend om te ignoreer. Lydens die jongste finansiële state het die teikenopgroep sterk in die afgelope halfjaar tydperk vertoon. Die plaaslike e-handelsreus se inkomste het met 23% in randterme gestyg met 16% toename in bruto handelsware. Sy aangepaste verdienste voor rentebelasting, waardevermindering en afskrywings, EBITDA, het met sowat 175 miljoen tot bykans 490 miljoen rand gestyg, wat as 'n belangrike aanduiding na volhoubare winsgewendheid beskou word. Die e-handelaar se intekeningdiens Takealot More dra dan nou 21% by tot die groep se BAW en bevorder klantejoliteit en kruisverkope. Mr D, Prosse kosafleweringsdiens in Suid-Afrika se inkomste het met 12% tot ongeveer 1,14 miljard rand gestyg. Daar is nog goeie nuus vir die Suid-Afrikaanse landboubedryf met die ondertekening van 'n memorandum van verstandhouding met Vietnam. Die finalisering van die memorandum volg 3 weke nadat Steenhuisen se besoek aan Vietnam in Oktober as deel van president Cyril Ramaphosa se staatsbesoek aan die land gewees. Dit volg nadat Suid-Afrika vroeër in Oktober 'n ooreenkoms met China onderteken het wat die mark vir die eerste keer vir 5 verskillende steenvrugte, naamlik appelkose, perskes, nektarines, pruime en prymedante oopstel. Die groei is 'n matige emosie van vertroue in ons uitvoerders gesê, dit herbevestig Suid-Afrika se posisie as die wêreld se tweede grootste sitrusuitvoerder en beklemtoon die sterk aptyt in Asië waarin ons boere reg is om te voorsien, het Steenhuisen bygevoeg. Vietnam het nou in 2024 landbouprodukte van $34 miljard ingevoer, waarvoor Suid-Afrika net 0,3%, sowat $89 miljoen verantwoordelik was. Donald Trump het verlede week 'n uitvoerende bevel die invoertariewe wat hy in Augustus ingestel het gewysig. Ander kosprodukte wat ook van die 30% invoertariewe vrygestel is, sluit onder meer rooibostee, vrugtesappe, kakao, avokadopere, piesangs, gojawels, lemmetjies, tomaties, beesvleis en kunsmis in. Philippe Contempomi, afrigter van Argentinië, bestempel Tom Carey se boelie en beskuldig hierdie Engelse kantman daarvan dat hy hom Sondag na 'n nederlaag met 23-27 op Twickenham in 'n onder ons in 'n tonnel gestamp en gevloek het. Hy het my 'n klap gegee toe ons in die tonnel afgegaan het. Ek is nou 48, het hy gesê. Contempomi het sy uitlating reggestel, nie 'n klap nie, meer 'n stamp so hier op die bors, het hy gesê. Dis dalk sy aard, ek weet nie. Contempomi se Carey het op die kritiek gereageer deur te vloek en my so gestamp, het hy gesê. Ek is nie gelukkig oor hierdie situasie nie. Die voormalige Engelse kaptein het gesê, ek is nie bewus van wat in die tonnel gebeur het nie, maar na 'n toets op die veld loop emosies gewoonlik hoog. Die oorwinning was Engeland se derde oor hierdie Pumas vanjaar na die Roos in Julie 2 toets in Argentinië gewen het.
Ons is twee spanne wat groot respek vir mekaar het Boswiek aan die media gesê. Saam met die Suid-Afrikaanse vroue se nasbestes gaan die Blitsbokke se nasbestes ook in Dubai in aksie wees. Hulle gaan soos verlede jaar as die Shogun span deelneem. Die Blitsbokke se nasbestes sal deur die ervare Tiaan Pretorius aangevoer word. Hy was verlede jaar deel van die Blitsbokke se groep wat die bronsmedalje op die Olimpiese spele verower het. Benewens Pretorius is Dewald Human en Sebastian Job die ander spelers in die Shogun se 12-tal wat al vir die Blitsbokke diens gedoen het. Die Shogun 12-tal vir Dubai is Sian Dlozi, Johan Smith, Granda Jager, Joubert Skuman, Joe Lowetlela, Tiaan Pretorius se kaptein, Bentley Geldenhuys, Rowan Malgas, Nabo Sokoye, Dewald Human, Sebastian Job en Ronaldo Young. Die internasionale uitnodigingstoernooie oorvleuel gedeeltelik met die Sevens toernooi wat Saterdag en Sondag in Dubai beslis sal word. Die Blitsbokke kom op die eerste dag in groepwedstryde teen Frankryk en Fiji en Argentinië te staan. Casey Jarvis het Sondag op die Pezula-baan in Nysna sy tweede sege in 3 weke in die sonskynreeks behaal toe hy Barend Botha in 'n spannende uitspelwedstryd in die Vodacom Origins of golf eindtoernooi getroof het. Jarvis wat 22 is, het na 3 voortreffelike rondes van 68, 62 en 69 houe die laaste ronde in 65 houe voltooi en hom by Botha as 'n gesamentlike voorloper aangesluit. Jarvis se arend op die derde uitspeelpuitjie waar Botha voetjie behaal het, was helaas deurslaggewend gewees. Die belowende Youssef Primlali het intussen sy persoonlike uitnodiging van Gary Player gekry om van 4 tot 7 Desember by Sun City in die Nedbank Uitdagtoernooi te kom speel. Ek is verheug om jou uit te nooi Sun City toe om in die Nedbank Uitdagtoernooi deel te neem, wat hy gesê. Ek sien daarna uit om jou volgende maand op die eerste bof van die Gary Player buiteklap te sien. So lei Player se uitnodiging aan Prejali. Benewens Casey het ander Suid-Afrikaners soos Aldrich Potgieter, Daniel van Tonder, Tristan Lawrence, Dylan Naidu, Sean Norris, Richard Stinn en Christian Besuidenhout ook reeds vir die 43ste Nedbank toernooi gekwalifiseer. Nederland in Engeland, Italië, Ierland en Frankryk die afgelope 4 weke maak dit moeilik om te stry met 'n posisie van 7 op die wêreldranglys voordat die loting vir die Wêreldbeker toernooi in 2027 wat Australië aanbied op 3 Desember gedoen word. Joe Smith, afrigter, gaan steeds aan die stuur wees vir 3 tuistoetse in die eerste nasreeks in Julie volgende jaar voordat hy die leiersels aan Les Kies oorhandig. Die hoogs gerespekteerde Smith, wat hierdie seisoen 5 oorwinnings en 10 nederlae beleef het ongetwyfeld die Wallabies verbeter sedert hy oorgeneem het na die span se vrotvertoning in die Wêreldbeker toernooi in 2023. Nadat daar aanvanklik verwag is dat die Draiers die skare gaan aanrig, het die lenige snelbouler met die bynaam Plank die Indiese kolwers laat bond staan met sy kartetse in hulle eerste kolfbeurt. Die 25-jarige Jansen het sy kolfbeurt van 93 lopies met 'n ewe skitterende boulontleding van 6 vir 48 opgevolg in Indië se kolfbeurt van 201 lopies. Jansen het die tuisspan vroeg met 4 paaltjies kort na mekaar in die styre gehad en later met die nuwe bal sy 5-tal in paaltjies voltooi. Die hemelbesem Hotlook bowler Jansen het Indië kort na die aanvang van die tweede sessie teen die planke gehad, toe die paaltjies van Rishabh Pant op 7 en Nitish Kumar Reddy op 10 en Ravindra Jadeja op 6 plat getrek het. Indië was toe skielik op 122 lopies vir 7 paaltjies. Washington Sundar en Kuldeep Yadav het toe hardnekkig tot middagete op 174 vir 7 paaltjies vasgeskop. Italië het Sondag 'n merkwaardige derde agtereenvolgende Davisbeker titel verower nadat Matteo Berrettini en Flavio Cobolli hulle enkelspelwedstryde gewen het vir 'n oorwinning van 2-0 oor Spanje in die beste uit 3 kragmeting in Bologna. Berrettini, aangevuur deur die tuiskare se leide ondersteuning, het Pablo Correa Busta in die openingswedstryd met 6-3 en 6-4 gewen, voordat Cobolli met 1-6, 7-6 en 7-5 met Jaume Munar afgereken het om die oorwinning Filippo Vogliarandi se span te kan beklink. Albei spanne was sonder sleutelspelers, met Spanje wat moes klaarkom sonder Carlos Alcaraz, Italië sonder Yannick Sinner en Lorenzo Musetti, maar Berrettini en Cobolli die geleentheid grootliks aangegryp. Die belovende loskakel Kyle Volter sal vir die volgende 7 maande van die bulle beskikbaar wees. Jaco van der Walt het onlangs 'n kontrak met die Cheetahs gesluit en die ervare Johan Goosen is weens 'n kuitbesteding steeds nie beskikbaar vir die bulle nie. Pollard het intussen teruggekeer Pretoria toe en is beskikbaar vir Saterdag se jeugskei derby teen die Leeu's. Die bulle hervat hulle veldtog in die Veerkaap Loftus teen die Gautengse buurman. Volter het voorraad in 2024 vir die Leeu's begin speel het, ook vir die Stormers en die WP diens gedoen. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante.
Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 2027, Polokwane 1623, Lephalale 1828, Mbombela 1624, Mahikeng 1832, Pretoria 1525, Johannesburg 1425, Ermelo 1219, Galagadi 2135, Gaborone 2132, Richards Bay 1425, Pietermaritzburg 1421, Durban 1823, Port St. John's 1621, Pongola 1727, Maputo 1929, Bethlehem 1021, Bloemfontein 1528, Alawal Noord 1228, Welkom 1429, Vryburg 1732, Kimberley 1630, Appington 2134, Prieska 1833, Springbok 2036, Karasburg 2035, Keetmanshoop 2336, Mariental 2136, Alexanderbaai 1634, Brandvlei 1934, Loederitsbaai 1426, Vredendal 1741, Kaapstad 1634, Sutherland 1130, George 1323, Jeffreys Bay 1326, Kaberra 1128, Graafrenet 1128, Kapogelas 1527, De Aar 1330, Molteno 924, Beaufort West 1433, Oos-London 1126. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.28 teenoor Amerikaanse dollar. 'n Australiese dollar kos R11.15. Die euro verhandel teen R19.95. Die pond kos R22.73. 'n yen kos 11 sent. Die prys van silwer is $50, 31 Amerikaanse sent. Platinum verhandel teen $1,531. Palladium kos $1,377. Die goud per fyn ons is $4,080. Brent olie per vat is $62, 56 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.